Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. So dikwels as julle eet en drink. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 26. Die redding van mense hang af van 'n voortdurende toepassing van die reinigende bloed van Christus op hulle harte. Daarom is die nagmaal nie net af en toe of jaarliks onderhou word nie, maar meer gereeld as die jaarlikse Pasga. Hierdie plegtige verordening herdenk 'n veel groter gebeurtenis as die verlossing van die kinders van Israel uit Egipte. Daardie verlossing was tipies van die groot versoening wat Christus gemaak het deur die opoffering van sy eie lewe vir die finale verlossing van sy volk. Hierdie verordening moet nie uitsluitend wees, soos baie dit sou maak nie. Elkeen moet in die openbaar daaraan deelneem en so getuig. Ek aanvaar Christus as my persoonlike verlosser. Hy het sy lewe vir my gegee, sodat ek van die dood gered kon word. Die nagmaaldiens wys na Christus se wederkoms. Dit was ontwerp om hierdie hoop lewendig in die gedagtes van die disippels te hou. Wanneer hulle bymekaar gekom het om sy dood te herdenk, het hulle vertel hoe, neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. Matteus hoofstuk 26, verse 27 tot 29. In hulle verdrukking het hulle troos gevind in die hoop van hulle Here se wederkoms. Onuitspreeklik kosbaar vir hulle was die gedagte, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Christus het hierdie diens ingestel, sodat dit tot ontsindhede van die liefde van God kan spreek. Daar kan geen eenheid tussen ons siele en God wees, behalwe deur Christus nie. Die eenheid en liefde tussen broer en broer moet deur die liefde van Jesus gesementeer en ewig gemaak word. En niks minder as die dood van Christus kon sy liefde vir ons doeltreffend maak nie. Dit is slegs as gevolg van sy dood, dat ons met vreugde na sy wederkoms kan uitsien. Sy offer is die middelpunt van ons hoop.